Die toekoms geopenbaar in die lig van Gods ewige woord. In hierdie Bybelstudiereeks met die titel Die toekoms geopenbaar is ons lese die hervormingswoorde. Daar staan geskrywe. Die gordyne van die toekoms word oopgetrek deur die hand van Jesus. Ons sien nou die panorama van gebeure om die grootste en indrukwekkendste skouspel van alle tye. Iets wat binnekort die hele wêreld gaan verskrik. Stel u voor dit is middernag en daar begin die son skielik skyn. En u hoor die gebrul van orkane soos die krete van diaboliese wesens op 'n pad van verskrikking en verwoesting. Stel u voor daar kom swaar swart wolke op en hulle bots donderend teen mekaar. Die hele oseaan word 'n geweldige kookpot. Die aarde dui uit en skeur oop, dat dit lyk asof alles wat daar is vergaan. En dan, mysterieus, verskyn daar 'n klein wolkie in die ooste, en dit kom nader, en dit word groter en witter, totdat u sien dis miljoene blinkende engele saam met Jesus van Nasaret, wat in triomf na hierdie planeet toe terugkeer. Hierdie keer, nie as 'n hulpelose babietjie, vir wie daar geen plek, behalwe 'n stal in ou Bethlehem is nie, maar nou as glorieryke God en as koning van die konings en Here van die Here. Wat sou u sê? Wat sou u doen? Is die uur regtig op hande dat Jesus gaan terugkeer en vir hierdie planeet sê, dis sluitingstyd, ek neem oor? U moet verstaan, die verlossingsplan van Jesus is nie volkome, tensy hy terugkeer en opeis wat syne is nie. Daarby het hy 'n dag van afrekening met die Satan wat hom hier op hierdie aarde vermoor het. Jesus was die skepper van hierdie planeet volgens Johannes 1, Kolossense 1 en Hebreërs 1. Hy het dit gemaak. Die bestuur van 'n pragtige volmaakte aarde het hy aan Adam en Eva opgedra. Die Satan het, soos ons weet, gekom en met bedrog die planeet van hulle geskaak. Hy het in beheer gekom van alles. Toe God die losprys vir die gijslaers moes betaal, het Jesus gekom en ons weet hoe hy hier behandel is. Die verste wat God kon daal het hy gedaal. Jesus is bespot. Hy is gehoon. Hy is toe vermoor. Maar Jesus se dood het die losprys vir elke kind van Adam betaal. Elke mens kan vry wees as hy wil. Ek herhaal, elke mens kan vry wees as hy wil. Hy moet self net kies. Toe Jesus Golgotha's heuwel uitgeklim het met die kruis op sy skouers, was al die woede en die venyn van die Satan op hom gerig, is al die magtige kanonne van die rebellie op hom afgevuur, maar hy het nie gewankel nie. En toe hy sterwe met 'n groot stem uitroep, dit is verby, toe lui die doodsklokke van die duiwel en sy handlangers op hierdie planeet. Jesus, as die tweede Adam, herwin alles wat deur die eerste Adam aan die Satan afgestaan was deur bedrog. Gewis het God en die hele heelal geween toe hulle Jesus die smart sien ly om die Satan onder sy voete te verbrysel. Maar toe hy opstaan, het daar die verruklikste lofsange langs die gewelwe van die heelal af weergalm. Christus het getriomfeer oor die Satan. Jesus kon vir sy Vader sê, die werk wat u my gegee het om te doen, het ek volbring. Na sy opstanding het Jesus onder groot gejuich na die hemel toe opgevaar. Die engele het gesing, hef op julle hoofde, o poorte, ja, verhef julle ewige deure, dat die ere koning kan ingaan. Wie is toch die ere koning? Die Here sterk en geweldig, die Here geweldig in die stryd. Maar toe het Jesus sy disippels agtergebly op die donker aarde,
Hulle het bedroef gestaan en opkyk toe hy van hulle af weggaan. Hulle was bang vir die toekoms sonder Jesus en met die Satan nog los. Jesus het hulle droefheid en angs begryp, maar hulle moes bly om die evangelie van die kruis aan alle mense op die aarde te bring. Hulle het dit verstaan, maar nogtans, daar gaan hy weg van hulle af. Sal hulle hom weer sien? Jesus het hulle gevoel van verlatenheid begryp. 2 spesiale engele is na hulle gestuur met 'n laaste boodskap van hulle leier Jesus Christus. Ons lees: En toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle wat sê: Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus, wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Handelinge 1 verse 10 en 11. Dit was Jesus se laaste belofte aan sy kinders op aarde. Ons onthou natuurlik ook die pragtige belofte van Jesus wat hy vroeër gemaak het, nie waar nie? Laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my, in die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei, en as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer, en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Sodra al die mense op aarde gehoor het van die Verlosser Jesus Christus, wat met sy dood hulle losprys betaal het, en sodra almal besluit het vir of teen hom, sal die einde kom. Dan sal Jesus weer terugkom na hierdie aarde toe. Dan sal die afrekeningsdag aanbreek vir die Satan en sy engele wat Jesus vermoor het. Dan tree Jesus op as die nuwe heerser van die aarde. Sien u? Hy voltooi sy aardse sending met sy persoonlike terugkeer, terug na sy eiendom toe. Maar, vra sommige mense, sal daar dan werklik 'n einde kom? Alles bly maar soos dit altyd was. Hoe lang verwag hulle nie nou al die einde van die wêreld nie en tog niks gebeur nie? Mag ek hier in alle liefde aan u 'n vraag vra? As Jesus vannag sou kom, sou u gereed wees? En u vriende, u familie? U weet, Petrus het die hart van God verstaan en daarom kon hy vooruitkyk en sê: Die Here vertraag nie die belofte, soos sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. 2 Petrus 3 vers 9. As Jesus besluit gehad het om gister te kom, waar sou ons of van ons dierbares gewees het? Is ons nie bly oor die lankmoedigheid van God nie? Tog skryf Petrus verder en ons lees: Maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand. Dat daar 'n oordeelsdag gaan kom is net so seker as wat ons mense is. Die Bybel sê so, en die Bybel sal nie vir ons 'n onwaarheid vertel nie, sal dit? Maar hoe gaan die oordeelsdag wees, vra ons? Sal ons Jesus sien en hoor kom? Of sal die kinders van die Here net stilletjies van die aarde verdwyn? Hierdie is baie belangrike vrae, waarop ons duidelike antwoorde moet kry, gedagtig daaraan, dat die eerste koms van Jesus selfs die grootste skrifgeleerdes onverhoeds betrap en hulle die ewige lewe gekos het. Die duiwel sal alles moontlik probeer om ons te verwar aangaande die tweede koms van Jesus. Daarom mag ons na niemand of niks anders luister as net na die woord van God self nie. Kom ons vra dus hierdie vrae aan gesaghebbendes wat die antwoorde ken. En dit is beslis nie aardse, feilbare mense wat hulle opinies omtrent die saak uitspreek nie. Ons wil nie opinies hê nie. Die Bybel alleen het die sleutel tot ons vrae. Die eerste aan wie ons dan 'n vraag stel is die 2 engele wat gestuur was om die disippels te vertroos by Jesus se vertrek na die hemele toe. Engele, vra ons, julle woon in die hemel by God, julle sal weet. Vertel ons, hoe gaan Jesus kom? Hulle antwoord lui: Jesus sal net so kom soos sy kinders na die hemel gekyk
en hom met hulle oë sien weggaan het na sy Vader se troon. Soos hy gegaan het, sal hy self weer kom. Dus liggaamlik en sigbaar vir die mense oog. Die disippels het Jesus sien vertrek in die liggaam waarmee hy opgestaan het. Kom ons kyk wat die Bybel te sê het oor Jesus se liggaam na sy opstanding. Die disippels het gedink hy se gees, onthou u. Maar hy het hulle hieroor bestraf. Ons lees: Toe het hulle verskrik en baie bang geword en gemeen dat hulle 'n gees sien, en hy sê vir hulle: Waarom is julle ontsteld en waarom kom daar twyfel in julle hart op? Kyk na my hande en my voete, want dit is ek self. Voel aan my en kyk, want 'n gees het nie vlees en bene soos julle sien dat ek het nie. En terwyl hy dit sê, wys hy hulle sy hande en sy voete. En toe hulle van blydskap nog nie kon glo nie en hulle verwonder, sê hy vir hulle: Het julle hier iets om te eet? Daarop gee hulle hom 'n stuk gebraaide vis en 'n stuk heuningkoek, en hy het dit geneem en voor hulle oë geëet. Dit is ek self, sê Jesus vir sy disippels na sy opstanding. Kyk na my hande en my voete. Jesus sou sy disippels tog nie bedrieg het met 'n liggaam wat nie syne was nie. As hy sê dis hy self, is dit hy self. Toe die ongelowige Thomas later nie wou glo dit was Jesus wat aan die ander verskyn het nie, het Jesus vir hom gesê: Bring jou vinger hier en kyk na my hande, en bring jou hand en steek dit in my sy, en moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. En Thomas antwoord en sê vir hom: My Here en my God. Laat ons noukeurig let op twee belangrike punte hier. Eerstens, dit was Jesus self wat aan sy disippels verskyn het met sy eie liggaam en die merktekens van die kruis aan sy liggaam. Die Here sê: As jy dit nie glo nie, is jy 'n ongelowige. Tweedens, toe Thomas die merktekens van die kruis aan Jesus se liggaam sien, roep hy uit: My Here en my God. As ons ware gelowiges is, moet ons twee dinge glo. Jesus het liggaamlik opgestaan en Jesus is God. As ons dit nie aanneem nie, klassifiseer Jesus ons as ongelowiges. Ons vra nou vir die magtige prediker, die apostel Paulus, of Jesus in sy eie persoon gaan terugkom na hierdie aarde toe. Hy antwoord: Want die Here self sal van die hemel neerdaal. 1 Tessalonisense 4 vers 16. As Paulus dit glo, glo ek dit ook. Kom ons vra nou vir Jesus hoe hy gaan kom. Hy weet toch die beste hoe dit sal wees, nie waar nie? Jesus, vra ons met groot belangstelling, sal die mense op aarde u sien kom? Sy antwoord is kort en eenvoudig: En dan sal hulle die Seun van die mens op die wolke sien kom, met groot krag en heerlikheid, en dan sal hy sy engele uitstuur, en hy sal sy uitverkorenes uit die 4 windstreke versamel, van die einde van die aarde af tot by die einde van die hemel. Let wel, wanneer hulle Jesus sien kom, kom haal hy sy uitverkorenes. Die twee dinge val saam. Ons vra maar: Here, sal u koms dan sigbaar wees vir die hele wêreld? Bedoel u dit so? Verduidelik asseblief dat ons dit nie misverstaan nie. Jesus antwoord: Want soos die weerlig uit die ooste uitslaan en tot in die weste skyn, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees. Matteus 24 vers 27. Weerlig is sigbaar vir elke oog, is dit nie? Toch verstaan party mense dat net 'n uitgesoekte, bevoorregte klompie die koms van ons Here sal sien, en dan ook nie eens met ons letterlike oë nie. Is dit so? Johannes, die openbaarder, is gereed om ook hierdie waarheid aan ons te verduidelik. Johannes sê, en hy sal nie lieg nie: Kyk, hy kom op die wolke en elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deursteek het. Openbaring 1 vers 7. Elke oog sal hom sien, sê die Bybel. Dan beteken dit seker tog elke oog? Ook selfs hulle wat hom deursteek het? Dus sy vyande sal hom ook sien kom. Glo u die woord van God?
Maar Johannes gaan nog verder. Hy beskryf die verskriklike paniek wat sal losbars onder Jesus se vyande, wanneer hulle hom met hulle eie oë sien kom. Hy skryf en ons lees saam, en die hemel het weggewyk soos 'n boek wat toegerol word, en al die berge en eilande is uit hulle plekke versit, en die konings van die aarde, en die grootes en die rykes het hulle weggesteek in die spilonke, en die rotse van die berge, en vir die berge en die rotse gesê, val op ons en verberg ons vir die aangesig van hom wat op die troon sit, want die groot dag van sy toorn het gekom, en wie kan bestaan? Hulle sien die aangesig van Jesus, en hulle sien hom op 'n troon sit. Johannes sê dit. Sal Johannes vir ons hier oorleef? Nee. Die goddelose vlug paniekbevange van Jesus se aangesig af weg. Hierdie dinge het nog nie gebeur nie. Dus is die koms van Jesus toekomstig. Elke oog moet hom sien. Trouwens, Jesus plaas sy goddelike stempel op hierdie waarheid waar hy beweer, en dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf, en die seun van die mens sien kom op die wolke met groot krag en heerlikheid. Matteus 24 vers 30. Al die stamme sal rou bedryf as hulle Jesus sien kom. So sê Jesus self. Almal sien hom kom. Is dit vir u duidelik? Enige iemand anders wat alreeds onsigbaar gekom het of nog sal kom, is nie die Christus van die Nuwe Testament nie. Hy leer ons anders. En nie net sal elke oog Jesus sien kom nie, maar elke oor moet hom ook hoor kom. Jesus beskryf sy koms en hy sê, en hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeklank, en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die 4 windstreke van die een einde van die hemel af tot die ander einde daarvan. Paulus bevestig Jesus se woorde. Hy sê, want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met geklank van die besuin van God. Ja, miljoene trompette sal weer klink, sê Jesus. Dit sal deur die engele self geblaas word. Die hele hemelruim sal gevul word met trompetgeklank wanneer Jesus kom. Paulus sê verder, ons sal almal verander word in 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste besuin. Wanneer? By die laaste besuin, want die besuin sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word. Wanneer Jesus kom, roep hy sy ontslape kinders met 'n stem wat om die aarde weer klink. Miljoene engele blaas op hulle trompette. Dus, wanneer Jesus kom, sal elke oog hom sien en elke oor sal hom hoor kom, en dan maak hy al sy uitverkorenes bymekaar. Is dit vir u duidelik? As ons dit nie glo nie, glo ons nie wat Paulus of Jesus ons wil leer nie. Maar, vra iemand anders, gaan die koms van Jesus dan nie stil en geheimsinniglik wees nie? Vind daar nie 'n geheime wegraping plaas nie? Een van die tekste wat in hierdie verband aangehaal word is 1 Tessalonisense 4 vers 17. Dit luister soos volg. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lug, en so sal ons altyd by die Here wees. Die lewende regverdige sal by die koms van Jesus weggevoer, of dan weggeraap word hemel toe. Dit is die waarheid. Niemand kan dit betwis nie. Baie Christene glo egter dat dit in die geheim sal geskied. Ons sal dit eers merk wanneer die goeie Christene almal van die aarde verdwyn het.
Hierdie teks, soos u sal sien, begin egter met die woordjie daarna. Sien u dit daar? Ons weet almal wat die woord daarna beteken. Ons moet dus verstaan dat die wegvoering of die wegraping die Here tegemoet in die lug sal geskied eers na iets anders gebeur het. Kom ons lees dan vers 16, wat net voor vers 17 daar staan geskrywe, want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met geklank van die besuin van God, en die wat in Christus gesterf het sal eerste opstaan daarna. Uit hierdie teks is dit meer as duidelik dat net 'n valse Christus in die geheim sal kom, sodat niemand hom sal hoor of sien kom nie. Die Bybel sê Jesus gaan self van die hemel neerdaal met 'n geweldige trompetgeklank en 'n groot krag en heerlikheid. Al die grafte van sy kinders gaan oop. Want vers 17 sê die lewende regverdiges sal saam met die verreëse heiliges in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug. Alles sal sigbaar en hoorbaar vir die hele wêreld wees. Jesus se persoonlike, sigbare, hoorbare koms moet eers plaasvind. Die grafte moet eers oopgaan voordat die lewendes kan hemel toe vertrek. Sal dit in die geheim geskied? Gewis nie. Maar, vra iemand, lees ons nie Jesus kom soos 'n dief in die nag nie? Ja, kom ons lees dit saam. Maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag. 2 Petrus 3 vers 10, daar staan dit baie duidelik. Maar kom ons lees nou die volledige teks. Maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemel met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan en die aarde en die werke wat daarop is sal verbrand. 2 Petrus 3 vers 10. Vriende, sê my, sal die verbranding van die ganse aarde en die werke wat daarop is geheimsinniglik kan geskied? Nee, die goddelose word almal verteer deur die vuurgloed van Jesus se koms, want ons lees in die Bybel, die slegte diensknegte word gestraf wanneer die huisheer kom. Die onkruid, dit is die goddelose, word bymekaar gemaak en verbrand in die volleinding van die wêreld. Die goddelose vlug na die berge toe, al die stamme van die aarde sal verslae wees. Hy kom, soos Paulus sê, in vuur en vlam, wanneer hy wraak uitoefen op die wat God nie ken nie, en op die wat aan die evangelie van onze Here Jesus nie gehoorsaam is nie. Nou vra ons, hoe gaan die aarde lyk na Jesus se koms? Jeremia gee vir ons die antwoord hierop. En ek het na die aarde gekyk, en dit was woes en leeg. Ek het na die berge gekyk, en hulle het gebewe, en al die heuvels het geskud. Ek het gekyk, en daar was geen mens nie. Jeremia 4, verse 23 tot 25. Na Jesus se koms is die aarde leeg en mensloos. Gods kinders is na die hemel toe geneem. Die goddelose het almal gesterf. Hulle lê soos mis op die aarde, sê Jeremia. En die Satan en sy engele, hulle word uiteindelik gevange geneem en geboei. Dis 'n baie interessante studie hierdie, en ons kom later daarby. Ons moet nou tog daarop let, dat die verlossingswerk van Jesus nooit afgehandel kan wees sonder sy persoonlike, sy sigbare, sy hoorbare, sy majestueuse koms op die wolke van die hemel nie. Hy het die aarde geskape. Hy het dit met sy bloed teruggekoop. Hy self kom dit weer opeis. Indien ons Jesus aanneem as ons persoonlike saligmaker, nou, terwyl daar nog tyd is, sal ons nie skrik vir die oordeelsdag nie. Goddank, daar gaan baie wees wat in daardie dag sal uitroep, kyk, dit is onse God op wie ons gewag het, dat hy ons kan verlos. Jesaja 25 vers 9. Gaan ons dit uitroep, vriende? Of gaan ons en ons kinders vir die berge bid, om op ons te val? Mag die Here gee dat dit nie ons lot sal wees nie. Die Here het gesterwe, dat hy ons in daardie dag
kan kom haal. Kom ons bid saam. Liewe God in die hemel, ons dank U dat U woord ons waarsku van Jesus se spoedige, persoonlike terugkeer na hierdie aarde toe in die oordeelsdag. Ons glo wat U woord ons leer, want U Bybel alleen is waarheid. Asseblief, Here, ons wil gereed wees vir daardie dag wat skielik op ons gaan afkom soos 'n dief in die nag. Bring ons weer saam om te studeer hoe naby hierdie dinge werklik is en help ons om gereed te maak daarvoor. Ons bid dit in die lieflike naam van Jesus. Amen.